Goeiemôre, dis Vrydag, is 10 April. Ons kyk weer gebruiklik na ietsie interessants in die skrif. So word dit vandag nog van Christene verwag om te vas? Of is dit net 'n nuwe gier? Ons lees in die Ou Testament dat mense gevas het wanneer hulle gerou het daar in 1 Samuel 31, of om te wys dat hulle berou oor sonde gehad het, leer Nehemia 9 vir ons. Hulle het ook gevas wanneer hulle ernstig tot God gebid het. Verder het Israel gereelde vasdae as deel van hulle godsdienstbeoefening gehad volgens Sagaria 8. Nou in die tyd na die ballingskap is vas as 'n baie verdienstelike daad beskou, iets wat die kans om 'n antwoord op jou gebed te kry verhoog. Jesus se disippels het nie gevas nie, leer Markus 2 ons. Dit lyk egter of Jesus dit as 'n normale aktiwiteit beskou het, en hy het self ook voor die begin van sy bediening gevas. Jesus het wel die verkeerde praktyke rondom die vas, of dit wat rondom vas ontstaan het hy afgewys, soos om met 'n somber gesig rond te loop, om vir ander mense te wys dat jy vas. Verder lyk dit of die skrif dit aanvaar dat Christene na Jesus se hemelvaart wel sou vas, volgens Markus 2. In Handelinge 9 lees ons dat Paulus gevas het voordat hy gedoop is. En in die tydperk na die Nuwe Testament het dit algemene gebruik geword om te vas voor jy gedoop is. Christene het egter ook in tye van afsondering gevas, as hulle self op 'n besondere manier aan God wou toewy. Dit was ook 'n bekende gebruik om te vas en dan die kos wat jy op die manier gespaar het weer vir die armes te gee. Het is belangrik om daarop te let dat die vroeë Christene nie noodwendig niks geëet of gedrink het as hulle gevas het nie. Hulle het dikwels slegs ryk kossoorte vermy en van water, vrugte en groente geleef. En dis waarom gelowiges dikwels tot 40 dae lank kon vas. In Amerika is daar tans weer 'n groot oplewing onder Christene wat vas. Om te vas is veral gewild onder jong mense wat baie energie het en dan graag iets radikaals wil doen. Daarom besluit hulle dan om hulle pizza vir gebed te ruil. Het is interessant om te sien hoe die Amerikaners die gebruik om te vas moderniseer het, en ook hier in Suid-Afrika. Daar is byvoorbeeld mense wat besluit dat hulle om gesondheidsredes nie van kos gaan afstand doen nie, maar wel van ander dinge wat verslawend op hulle inwerk. Hulle onderneem dan om vir 'n paar dae nie op die internet te wees nie, of nie videospeletjies te speel nie, of wat ook al. Om te vas is heeltemal Bybels. Maar 'n mens moet net onthou dat jy God nie op die manier moet probeer manipuleer nie. Jy moet ook nie vas omdat jy mense daarmee wil beïndruk, of omdat jy dink dat kos sondig is nie. Die bedoeling van vas behoort te wees om die persoon wat vas te verander, nie om die wil van God te verander nie. Here, dankie Vader, dat ons ook op hierdie manier nader aan U kan beweeg. Help ons Here om hierdie dinge, ook iets soos vas, op 'n eerlike manier te doen, met 'n rein gemoed, met 'n skoon hart, en nie om iets of iemand anders te probeer beïndruk nie, in Jesus naam. Amen.